luister na die woord van die Here vanoggend vanuit Hebreërs hoofstuk 11. Die boek Hebreërs, daarvan die 11de hoofstuk. Maar voordat ons gaan saam luister na die woord van die Here, verenig ons eers saam in gebed. Grote God, aan U die eer. Heerlik is waar U regeer, hemels is U majesteit, heilig U geregtigheid. U wat alles onderhou, U is ewig en getrou. Wonderlik dat ons in die woorde van hierdie gesang U grootheid, U almag, U majesteit en heerlikheid kan besing. En hoewel dit maar 'n klein deeltjie, 'n klein iets van U almag en U grootheid en majesteit verwoord, dank ons U dat ons U so kan ken, omdat U Uself ook so aan ons geopenbaar het en steeds openbaar. In die besonder het ons U woord, waarin U oor die eeue heen Uself in die besonder aan U kinders en U kerk openbaar. En daarin lees ons wie U is en wat U doen en hoe U met hierdie wêreld en sy mense, ook in besonder U kinders handel, en U heilsopenbaring wat U aan ons gee, dat ons kan weet, U sê, want dit staan in die woord so, U is die Alfa, die Omega, die begin en die einde, die eerste, die laaste, wat is, wat was, wat kom, die Almagtige. U Seun sê, ek is die weg, die waarheid, die lewe, niemand kom na die Vader behalwe deur my nie. Maar ons dank U ook vir die algemene openbaring waar U Uself aan die wêreld openbaar deur middel van U skepping en U werke. Hoe groot is dit? Alles van die grootste groot tot die kleinste klein. Die ganse heelal waarvan ons die eindes en die grense nie ken of kan bepaal nie. Daar basies daagliks nog groter ontdekkings gedoen word van die absolute oneindigheid en grootheid van die heelal daar buite. Maar ook hier op die aarde, wat maar 'n klein deeltjie van hierdie heelal is, in die kleinste klein, hoe U Uself openbaar as die God wat sorg, wat voorsien, wat regeer. Maar meer as alles, dat ons U ons Vader kan noem. En dis ons gebed dat U in hierdie oomblikke dit dan in ons hart en gemoed sal stil maak, waar ons luister na U woord. Ons bid dat U ons gedagtes sal stil maak, sal afsluit van die gejaag en die geruis van die wêreld daar buite. Dat ons in hierdie oomblikke met 'n geopende hart en 'n verligte verstand sal hoor wat U sê. Spreek deur U woord en U Gees self tot ons, U kinders, U kerk, U gemeente. Want ons
Ja, ons is angstig om te luister, begeerig om te hoor wat U vir ons sê. Dit bid ons in die naam van ons Heiland, Middelaar, Verlosser en Here, Jesus Christus alleen. Amen. Hebreërs hoofstuk 11 vanaf vers 1. Die geloof dan is 'n vaste vertrou op die dinge wat ons hoop, 'n bewys van die dinge wat ons nie sien nie. Want daardeur het die mense van die ou tyd getuienis ontvang. Deur die geloof verstaan ons dat die wêreld deur die woord van God toeberei is, sodat die dinge wat gesien word nie ontstaan het uit sienlike dinge nie. Deur die geloof het Abel 'n beter offer aan God gebring as Kain, waardeur hy getuienis ontvang het dat hy regverdig was, omdat God oor sy gawes getuienis gegee het. En deur dieselfde geloof spreek hy nog nadat hy dood is. Deur die geloof is Henog weggeneem om die dood nie te sien nie. En hy is nie gevind nie omdat God hom weggeneem het, want voor sy wegneming het hy getuienis ontvang dat hy God behaag het. En sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag. Want hy wat tot God gaan moet glo dat hy is en 'n beloner is van die wat hom soek. Deur die geloof het Noag, toe hy 'n goddelike waarskuwing ontvang het aangaande wat nog nie gesien was nie, met eerbiedige vrees die ark gereed gemaak tot redding van sy huisgesin, waardeur hy die wêreld veroordeel het en 'n erfgenaam geword het van die geregtigheid wat volgens die geloof is. Deur die geloof het Abraham, toe hy geroep is, gehoorsaam weggetrek na die plek wat hy as erfenis sou ontvang, en hy het weggetrek sonder om te weet waar hy sou kom. Deur die geloof het hy as vreemdeling gaan woon in die land van belofte, soos 'n vreemde land, en in tente gewoon met Isak en Jakob, die mede-erfgename van dieselfde belofte. Want hy het die stad verwag wat fondamente het, waarvan God die boumeester en oprigter is. Net tot sover ons skriflesing. Geliefde, salig, werklik gelukkig is ons wanneer ons die woord van die Here hoor, die woord van die Here in die hart bewaar en strewe daarna om gehoorsaam, gelowig en getrou ook volgens die woord van die Here te lewe. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, wat is geloof? As u vanoggend gevra sou word om 'n duidelike definisie te gee van wat geloof is, wat dit beteken om te glo, wat sou u sê? Want die vraag is, verstaan ons werklik wat geloof is en wat geloof behels? Ons sê baie maklik, ek glo. En ons bly elke Sondag ons geloof hier in die erediens. Ons het vanoggend weer dit gedoen in die woorde van die 12 artikels. Maar weet ons ooit wat dit is wat ons glo? Besef ons wat ons bely? Of het die geloofsbelydenis so baie ander dinge in die lewe vir ons ook so bekend geword, so routine geword, so gewoonte geword, 'n rympie wat ek in my hart saam sê, want ek ken die woorde, maar besef ek wat ek sê? Dink ek daaroor na? Weet ek wat ek bely wanneer ek die geloofsbelydenis doen, of dwaal my gedagtes maar na baie ander dinge in die wêreld, terwyl hierdie
bekende rympie in my kop maal. So wat is en wat behels geloof? Wat is dit wat ons glo en waar kom daardie geloof dan ook vandaan? Nou die skrywer van die boek Hebreërs gee vir ons 'n baie mooi definisie van geloof in hoofstuk 11 vers 1. As hy sê die geloof dan is 'n vaste vertroue op die dinge wat ons hoop. 'n bewys van die dinge wat ons nie sien. Geloof volgens Hebreërs is dus om oortuig te wees aangaande van dinge wat ons nog nie sien nie, dis met ander woorde die onsienlike, die onsigbare, maar dit waarop ons hoop. En hoop het altyd te doen met die toekoms. Dit wat voor ons lê. En in vers 3 staan, omdat ons glo, weet ons dat die wêreld deur die woord van God geskep is. Die sigbare dinge het dus ontstaan uit iets wat ons nie sien nie. Geloof beteken dus, ek weet, ek is oortuig dat daar agter die sienlike dinge is, met ander woorde, agter dit wat ek met my oë kan sien, dit wat ek kan waarneem, dat daar ook nog onsienlike dinge is. Maar meer nog, dat daar agter die sienlike ook die onsienlike, hoofletter O van onsienlik, die onsienlike is, naamlik God, drie ene. En dan gee die Hebreërskrywer vir ons in die hele hoofstuk 11 vir ons 'n paar voorbeelde van geloofshelde vanuit die Ou Testament. In Genesis 6 vers 9 lees ons van Noag die volgende. Noag was 'n regverdige, opregte man onder sy tydgenote. Noag het met God gewandel. En nou ken ons die geskiedenis van Noag, dat hy in eerbiedige gehoorsaamheid toe God hom beveel het om 'n ark te bou, sodat hy en sy gesin tesame met al die diersoorte en die voëlsoorte van die wêreld gered kon word, van die watervloed wat sou kom, die sondvloed wat God oor die aarde sou stuur, waarmee die aarde vernietig sou word. Toe het hy gehoorsaam. En dis mos nou wat geloof is. En dis wat Hebreërs sê, hy het die onsienlike gesien, want kom ons stel onsself dit voor, hier is Noag, in die middel van 'n woestyn, bou hy 'n ark, 'n groot skip, met die boodskap aan die mense, hier kom soveel reën, dat die wêreld vernietig sal word. En hy word uitgelag, en 'n mens kan dit verstaan. Ons hier in die Karoo het so ietwat van 'n verstaan hiervan. Hoe is dit moontlik dat daar so baie reën sal kom, dat 'n skip nodig is in die middel van 'n woestyn? Maar Noag gehoorsaam. En hy bou die ark. Hy het as te ware die onsienlike gesien, dit wat nog sou kom. Hy het geglo, dit wat God vir hom gesê het, is waar. En hy rig sy lewe daar volgens in. Te midde van die spot en die verkleinering van mense in die wêreld rondom hom. In Hebreërs 11 vers 10 word gesê dat Abraham die stad op vaste fondamente waarvan God die ontwerp en bouer is verwag. Deur die geloof sien hy die stad van God. Deur die geloof glo hy dat hy sy erfdeel wat nog in die toekoms lê sal verkry. En Abraham gehoorsaam God, want toe God vir hom sê, trek, verhuis, toe doen hy dit. Hy het nie geweet waarheen nie, maar hy gehoorsaam. En sy nageslag verkry die beloofde land.
Ons ken ook Abraham en Sara se geskiedenis. God beloof aan Abraham 'n nageslag, soveel soos die sterre van die hemel, die sand van die see. En Abraham en Sara sal ver in die jare, diep in die 90, kinderloos. Nog geen nageslag nie, maar hulle bly glo, hulle sien die onsienlike, die belofte van God, en hou daaraan vas. Die skrywer van Hebreërs vertel ook dat Moses se ouers, omdat hulle deur die geloof gesien het, dat die kindjie mooi was. Met ander woorde, dit beteken dat hulle deur die geloof gesien het, dat daar vir hom 'n mooi toekoms lê. Dat hulle verkies het om die Farao se wet nie te gehoorsaam nie, sodat die kindjie kon bly lewe. U ken die geskiedenis. Dieselfde Moses het uiteindelik swaar kry verkies, bo die skatte van Egipte. Bo die koninklike lewe in weelde in die paleis van Farao. Moses het uitgesien na die beloning, die belofte, en deur die geloof het hy homself by sy volksgenote aangesluit in hulle swaar kry, in hulle slawediens, in hulle verknegting, omdat hy reeds die toekoms sien wink het. Hy deur die geloof iets gesien van die seëninge en God se beloftes. Daar is nog vele ander voorbeelde wat in Hebreërs 11 vir ons gegee word. Maar let op, dat telkens by elkeen van hierdie voorbeelde, van hierdie geloofshelde, as ons dit so mag noem, is die woordjie sien so duidelik. En dis wat geloof vir die Hebreërs skrywer is. Geloof, sê hy, is om te kan sien. En nou verstaan ons wat dit beteken as hy sê, nou sien ons nog nie, maar ons sien. En dis nou met die geestesoog, met die oë van geloof, ons sien Jesus Christus wat aan die kruis gesterf het, vir ons, in ons plek, om ons te verlos van die slawerny van sonde en dood. Want wanneer ons met die blote oog kyk na die sigbare dinge van hierdie lewe, dan sien ons maar eintlik min hiervan in die wêreld raak, nie waar nie, en toenemend so. Wanneer ons met ons oë kyk na die wêreld waarin ons leef, dan sien ons so min van God in die wêreld. Nie dat hy daar is nie, hy is verseker hier. Maar dit is nie sigbaar in die wêreld en vir die wêreld daar buite nie. Ons sien so min van sy heerskappy, weer eens, dit maak nie dat sy heerskappy nie hier is nie, sy heerskappy is hier, sy heerskappy troon oor alles en almal. Maar ons sien so min daarvan in die wêreld en in die lewe van die mense van hierdie wêreld raak. Maar as ons met die geestesoog, die oog van ware geloof kyk, dan sien ons dit en soveel meer raak. Jy sien, geloof is dus om diep te kan kyk. Geloof is om ver te kan sien, om vorentoe te kyk, om God se toekoms te kan sien. Ek het in die begin gesê, geloof is ook daar die hoop, en hoop het altyd te doen met die toekoms. Om die nuwe Jerusalem te sien, wat werklikheid geword het deur Jesus Christus, ons Here. Want deur hom sien ons deur die geloof die heerskappy van God oor die sonde. Deur die Here Jesus Christus sien ons die heerskappy en die oorwinning van Jesus Christus oor die bose. Ons sien deur die geloof die nuwe Jerusalem en sien uit na daardie groot en heerlike dag, wanneer elke oog sal sien en elke tong sal bely dat Jesus Christus die Here is. Ons sien uit na die bruilofsmaaltyd van die lam. Ons kan dit met ons fisiese oog nie sien nie, maar ons kyk met die oë van geloof na die onsienlike wat nog nie gesien kan word nie, maar wat ons weet deur geloof die waarheid is.
Kom ons kyk bietjie met ons verstand. Verstand is die vermoë om dinge te sien soos almal dit sien. Oordeel oor sake soos almal daaroor oordeel, heeltemal oppervlakkig. Geloof is die vermoë om as het ware met God se oë te kyk. Met die verstand bereken sien ons besware en gevare en alles raak nie waar nie. 'n Ou predikant, het ek iewers gelees, het eenmaal geloof so beskryf. Hy het gesê, as God jou opdrag gee en jy kom voor 'n muur te staan, dan spring jy. En as jy so deur die lug trek, dan sê jy, Here, hier kom ek, U moet nou plan maak. Is dit arrogant? Dit klink dalk so bietjie arrogant om so te sê. Of is dit geloof? Ons weet nie wat voor lê nie, weet nie waarheen nie, maar God weet en ek doen dit. Want ek weet God is daar. Dis geloof. Ons kan geloof aan toepassing maak op ons beoordeling ook, want geloof is eintlik baie prakties en ons kan dit van toepassing maak op ons beoordeling van ander mense, want as ons slegs dit wat voor oë is wil raak sien, as ons net met die sigbare wil te doen hê, dit wat ons met die sigbare oë kan sien, en ons kyk na mekaar, dan sien ons maar min wat goed is, nie waar? Dan sien ons maar nie baie goed en mooi ook in ander mense raak nie. Die maklikste om te doen is om eerder maar te veroordeel, om eerder maar op sy te skuif. Om te sê, nee wat, vergeet van hom of haar. Daar is nie hoop vir hulle nie. Daardie een het my seer gemaak, daardie een was lelik met my, ek sal hom 'n ding of twee wys. En so vind ons dit in die wêreld, maar veral ook, en dis die hartseer werklikheid in die kerk van die Here, in gemeentes. Soveel lidmate wat so maklik sê, ek gaan nie meer kerk toe nie. Want ek kan nie teen daardie skynheilige een sy gesig vaskyk nie. Ek weerhou my bydra, wat dit is, of dit 'n fisiese bydra is, of dit wat ek vir die kerk doen, of nie vir die kerk doen, nie vir die Here doen. Maar ek weerhou hierdie dinge, ek is nie meer betrokke nie, ek gaan nie meer deelneem nie, want die kerk het my seer gemaak. Het my te nagekom, en onthou nou, kerk is nie hierdie kerkgebou nie, kerk is ons, u en ek, ons is die kerk van die Here, sy gemeente. En dis die ervaring, en dis die hartseer werklikheid van so baie mense, dat die kerk ons werklik seer maak, en dit is so. Want ons maak mekaar so maklik seer. Ons kom mekaar so maklik te na. Maar wanneer ons met die oë van geloof na mekaar kyk, en hier is die uitdaging, en dis waar ons moet kom, dat wanneer ons met die oë van geloof na mekaar kyk, dan sien ons die potensiaal, die goeie, dan sien ons die beeld van God. En dan hanteer ons mekaar mos heeltemal anders. Want dan hanteer ons mekaar soos God ons hanteer. In liefde. En in vrede. En dan haal ek eers die balk uit my eie oog, sodat ek goed kan sien om die splinter uit jou oog te haal. Dan gaan dit nie meer oor die menslike nie, dit gaan nie meer oor dit wat voor oë is, wat met die blote oë gesien kan word nie. Dit gaan om die onsienlike. Dit gaan oor die kerk van Jesus Christus, nie net sy sigbare kerk hier op aarde, waarvan een ek ook deel is nie, maar dan gaan dit ook oor die
onsigbare kerk, die triomferende kerk in die hemel. Sien, 'n ware geloof aanvaar nie slegs 'n paar waarhede nie. Dit bely nie maar net 'n paar beginsels nie, maar 'n ware opregte geloof wat gebou is, gevestig is, gegrond is in God. Is 'n lewenswandel, is 'n manier van leef, is 'n manier van optree, is 'n gesindheid wat strook met 'n lewende verhouding met die lewende Here. Die sinverdienste van Jesus Christus aan die kruis. En so lees ons dit in die Heidelbergse Katekismus Sondag 7, vraag en antwoord 21. Die vraag is, wat is ware geloof? En die antwoord, 'n ware geloof is nie alleen 'n gewisse kennis waardeur ek alles verwaarhou wat God aan ons in sy woord geopenbaar het nie, maar ook 'n vaste vertroue wat die Heilige Gees deur die evangelie in my hart werk, dat nie alleen aan ander nie, maar ook aan my vergewing van sondes, ewige geregtigheid en saligheid deur God geskenk is uit loutere genade, alleen ter wille van die verdienste van Christus. Jy sal onthou, die Here Jesus het self gesê, wie in my glo, het die ewige lewe. En dit beteken dat ons deur die geloof nou anders lewe. Deur die geloof leef ons vanuit 'n ander beginsel. Ons leef in hierdie wêreld deur geloof. En hierdie geloof beïnvloed ons totale lewenswandel en uitkyk tot in die fynste besonderhede. Dit beïnvloed ons daaglikse lewe. Dit beïnvloed alles wat ons doen, sê en dink, oral, altyd, op al die terreine van die lewe waar ons beweeg. Want as ons nou mooi daaroor nadink, dan besef ons ook eintlik enige aksie, enige iets wat ons doen of aanpak, of dit nou in ons eie persoonlike lewe is, en of dit nou in die lewe van die gemeente en die kerk is, dat enige iets, enige aksie wat ons doen of aanpak, kan en sal net so suksesvol wees, soos ons geloof. Want dit moet alle tye gebou wees, op dit wat ons glo. Daar eerstens verseker, dis nou maar, as ek dit so mag sê, my eie persoonlike waarneming, daar heers 'n sigbare, waarneembare, tasbare, positiewe gesindheid onder die lidmate van hierdie gemeente, die AP Kerk, Oudtshoorn. En dis van uiterste belang dat ons sal aanhou om juis op hierdie positiewe gesindheid voort te bou. In 'n gemeente wat gesond funksioneer, wat funksioneer vanuit 'n ware, opregte, in God gefundeerde geloof, sal lidmate mekaar onderling ondersteun en onderskraag. Medebroers en susters sal ervaar dat hulle nooit alleen is wanneer hulle deur moeilike, hartseer of neerdrukkende omstandighede gaan nie. Maar dat ons daar is vir mekaar omgee. En dit werklik bedoel wanneer ons vir mekaar sê, ek bid vir jou. Want dit is die belangrike, en hoe baie het dit nie al gebeur nie, dat ons vir iemand sal sê, ek bid vir jou, en dan doen ek dit nie. Dit maak die sigbare en die voelbare sleg en moeilik en swaar van hierdie lewe hanteerbaar en makliker. As ons mekaar bystaan, mekaar se laste help dra, daar is vir mekaar. Kom beleef 'n Christen ook 'n gemeente sukses en voorspoed. En die rede is, die kind van God, ook die gemeente, kyk dieper na dit wat verborge is.
kyk dieper na die eintlike doel van kind van God wees, van kerk van Jesus Christus wees. Want wat is daardie doel? Wat is die doel van kind van God wees, van Christen wees, van kerk wees? Die doel is die eer van God drie-enig, die opbou en uitbreiding van sy koninkryk. Dis geloof. Die Here wil in die Hebreërboek vir ons sê, geloof is doodgewoon die vermoë om beter te sien as enige iemand anders. Dis om ver te sien, om die nuwe hemel en die nuwe aarde te sien. Die nuwe Jerusalem, die bruilofsmaaltyd van die Lam. Dis om te kan onderskei tussen goed en kwaad. Om nie net te wil vaskyk en verlei te word deur dit wat naby is en dit wat voor oë is nie, maar om insig te hê. Om te sien wat ander nie sien nie. En wat is dit wat maak dat wanneer twee mense in 'n soortgelyke situasie kom, hoe moeilik of hoe neerdrukkend, hoe sleg dit ook al kan wees, die een gaan ten gronde onder die neerdrukkende omstandighede, die ander een staan regop met hoop. Die enigste verskil is, die Christen, die kind van God, kyk met die oë van geloof, met hoop op die beloftes van God. En hy sien die onsigbare van die toekoms, asof dit nou werklikheid is. En dis hoop. Dis geloof. En daarom is geloof eintlik baie praktiese saak vir elke dag. Om geloof te besit, maak nie van ons mense of ander mense wat iewers anders leef as maar net ook in hierdie wêreld nie. Om vervul te wees met die Heilige Gees, om 'n gelowige te wees, om 'n kind van die almagtige God te wees, beteken dat ons steeds vierkantig in hierdie wêreld vas en seker staan. Ons leef nie los van hierdie wêreld nie. Hoewel dit ons hoop is op die toekoms, want ons weet mos dat ons eendag, wanneer dit ook al kom, dat ons los van hierdie wêreld sal wees in die ewige lewe. Maar tot dan is ons vierkantig vas in hierdie wêreld. Ons leef hier. Maar ons kyk met die oë van geloof ook na hierdie wêreld dieper en ons sien beter as ander en ons verstaan die dinge wat van belang is. Ons kan onderskei. Geloof is die verligte oë van die verstand, die vermoë om goed te sien wat en wat nie in hierdie lewe en vir hierdie lewe werklik belangrik is nie. Geloof beteken dat ek, iemand het dit een keer mooi gesê, dat ek die gekkigheid van die ekkigheid besef. Dit gaan nie oor my nie. Dit gaan nie oor die ek nie. Dit geld vir elkeen van ons persoonlik in ons eie lewe. Die ek bestaan nie. Dit gaan oor God. Geloof is dis 'n gawe wat God gee deur die kragvolle werk van sy Heilige Gees. Hy skenk dit aan sy kinders en ons moet leer om oor die aarde te dink soos mense wat weet en glo van die nuwe Jerusalem. Ons kyk nie vas in hierdie wêreld nie. Ons kyk nie vas in dit wat aards is hier nie. Ons kyk verder, ons kyk dieper, ons kyk en sien die onsienlike wat voor lê. 'n ewige hoop gebou gevestig in Christus Jesus ons Here. Jy onthou nog, wat is God se einddoel met elkeen van ons, sy kinders se lewe? Wat is die einddoel van hierdie hele proses? Sy einddoel is dat sy kind kan weet dat ons onkeerbaar op pad is na die ewige hemelse heerlikheid. Dit is God se einddoel met elkeen van ons. Ons is pelgrims wat in hierdie lewe, op hierdie aarde en in hierdie wêreld op pad is na die ewigheid.
en geloof maak, dat ek tree vir tree hierdie wêreld kan stap, met die hoop op die toekoms. Dat ek nou reeds, met sekerheid kan weet, dit wat ek nog nie kan sien nie, dit wat maar nog net is, wat ek glo. Geloof is om werklik die onsienlike te kan sien. Om die insig te hê om te weet wat belangrik is. Die vermoë om my prioriteite reg te kry. Ons waardestelsel onder oë te neem en ons beginsels te toets, voortdurend te toets aan die woord van God. Ons moet dus deur die geloof kyk na die wêreld rondom ons. Ons moet met die geloof kyk na ons huislike lewe en ons verhouding met ons lewensmaat, met ons kinders en familie, ons bure, ons vriende, ons kollegas, ons medebroers en susters in die gemeente, ons tydsbesteding. Alles, elke faset, elke deel van ons lewe. Maar boal moet ons ook kyk, en dis die groot en belangrikste een, voortdurend kyk na ons verhouding met die Here en waar ons staan in ons verhouding met die lewende God. Mag die Here gee dat ons elke dag so deur die geloof sal lewe tot eer van God drie enig, tot uitbreiding van sy koninkryk hier op aarde. Ons trek die lyn net deur. Onthou, God het vir hom kinders gekies om aan hom te behoort. En hy het hulle geroep. En hulle wat hy geroep het, is deur hom nuut gemaak, die wedergeboorte, waarby ons verlede Sondag stil gestaan het. En hulle wat nuut gemaak is, wat weergebore is, aan hulle gee hy geloof. Om die onsienlike te sien, dit wat nog in die toekoms lê, met 'n lewende hoop. En vir hulle wat die geloof ontvang het, aan hulle skenk hy bekering. Daarby sal ons DV volgende Sondag stil staan. Mag die Here gee dat ons werklik in hierdie wêreld so sal leef, dat ons geloof in God drie enig werklik sigbaar en voelbaar en tasbaar sal wees. Ook vir die mense en die wêreld rondom ons. Aan God alleen die eer. Amen. Kom ons bid saam. Almagtige, ewige, drie-enige God, Hemelse Vader, Here, aan U alleen al die lof, die eer, die dank en die aanbidding. Ons dank U vir die gawe van geloof, dat ons deur die geloof as ware die onsienlike kan sien. Dit waarop ons maar nog net hoop, maar dat ons weer die hoop beskaam nie, want dis 'n lewende hoop, gevestigde grond in Christus. Seisoensdienste aan die kruis vir ons. Daarom hierdie boodskap van sekerheid van saligheid en ewige lewe, dat ons weet, ons is onkeerbaar op pad na die hemelse heerlikheid, hiernamaals. En U stap hierdie pad deur hierdie wêreld saam met ons elke dag. Help ons dat ons ook deur die geloof so sal lewe, dat ons werklik op mekaar sal ag gee, vir mekaar daar sal wees, met 'n omgee hart wat gevul is met liefde en vrede en barmhartigheid. Hou elkeen van ons styf vas. U ken elkeen van ons. Ons bid daarom vir elkeen wat ook gebuk gaan onder beproewing, elkeen wat swaar kry, elkeen wat bekommerd is, vir hulle wat siek is, vir hulle wat hartseer en bedroef is, vir hulle wat moedeloos geword het, en wat knak onder die realiteite van hierdie wêreld. Ons bid dat U ook vir hulle sal bystaan en help, die krag sal gee, die geloof sal gee om te midde van alles steeds staande te bly, dat U ons staande sal hou, omdat ons die onsienlike sien. Ons
Ons bid dat U sal vertroos, sal genees, sal versterk, sal bemoedig, alles tot eer van U naam en die opbou van die koninkryk, ook hier in die AP Kerk Oudtshoorn. Dat hierdie gemeente sal gaan van krag tot krag, dat hierdie gemeente ook in hierdie gemeenskap en wêreld 'n baken van lig en hoop sal wees. Gemeente wat glo, wat die onsienlike sien, wat gefokus is daarop om tot eer van God te leef, elke dag. Ons bid dit alles in die naam van ons Heiland en Middelaar, ons Here Jesus Christus alleen. Amen.